Ons gaan vandag begin te kyk na Romeine 6, maar om na Romeine 6 te kyk, moet ons eers gaan na Romeine 5 vers 20 tot 21. En dis die groot rede hoekom Romeine 6 geskryf is. Romeine, as ons kyk na die boek, die brief aan die Romeine, sal julle sien dat Romeine 6 en 7 is wat hulle noem eintlik 'n parenthesis. Dis so sê, jy skuif hulle uit. As jy nou die vierhoekie boksies, Romeine 6 en 7, moet jy eintlik uitskuif. Want Romeine 5 se einde en Romeine 8 se begin pas eintlik by mekaar, as jy die loop van die trant van die brief kyk. Romeine 5 en 6 is geskrywe op grond van 'n stelling wat hy maak aan die einde van Romeine 5, en hy moet die stelling beantwoord. Anders kan dit lei tot die lisensie van sonde, of 'n license om sonde te doen. So Romeine 6 en 7 is die antwoorde wat hy gee op 'n stelling wat hy gemaak het. Is 'n baie retoriese tipe skrywer. Jy sal byvoorbeeld sien, hy maak byvoorbeeld die stelling in Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? So hy vra 'n vraag, wat sal ons dan sê op grond van die stelling wat hy in Romeine 5 vers 20 en 21 gemaak het? Wat sê? Maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. So wat hy daar sê is, hy sê die wet het bygekom sodat die sonde meer kon word, want die wet wys sonde. En die genade het bygekom sodat die genade selfs meer oorvloedig is as die sonde. Nou wat hierdie teks sê is dat sonde kan nooit bo genade uitstyg nie. Daar sal altyd meer genade wees. As jy 'n kind van God is, kan jy hoe sonde? Daar sal nooit nie genoeg genade wees nie. Genade is altyd meer oorvloedig. Dis kom met die woordjie daar, dis altyd meer, en dis meer oorvloedig as die sonde. So ander woorde, soos wat sonde in jou lewe meer word, sê Romeine 5 vers 20, 21, so word die genade nog meer. So dis altyd aan die positiewe kant. Die genade is nooit aan die negative kant, dis altyd aan die positiewe kant. So met ander woorde, hoe meer jy sonde, hoe meer genade is daar. Die beskrywing wat dit eintlik hier wil gee is soos quicksand. Julle ken dryfsand, né? As 'n mens in dryfsand afsak, hoe meer jy spartel, hoe dieper sak jy af, en hoe meer sit jy vas. Nou dis dieselfde met genade. As jy in genade beland het, want dis deur genade is jy gered, nie deur werk nie. So jy's in die genade. Hoe meer jy met sonde spartel, hoe dieper sak jy in die genade in. Jy kan nie daar uitkom nie. Nou as jy dit hoor, klink dit mos nou fantasties. Nou dink net gou as jy dit net daar gelos het. So dit beteken ek kan sonde doen soos ek wil. It's alright, ek het 'n lisensie om sonde te doen, want hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade is daar, so ek kan sondig soos ek wil. Maar ek kan dit nie daar los nie. Dink nou net gou, die groot probleem as dit, want dit is baie keer hoe hulle die evangelie verkondig. It's only grace. Hoe meer sonde jy doen, hoe meer genade is daar. Ons is so vry. Dis ek gaan nie die teologiese terme noem nie, maar jy is license to sin. En dan sluit hy Romeine 5 daar af, en hy gaan oor na Romeine 8, en daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Dink net hoe klink daai? Ja, hy kan dit nie so doen nie, want hy gee vir mense 'n lisensie om sonde te doen, en sê, daar is ook nou geen veroordeling vir julle ook nie. En daar is nie. Die twee pas by mekaar. Want jy gaan nooit geoordeel word oor jou sonde nie. Jy gaan nooit weer in veroordeling val nie. Jy gaan beoordeel word, en jy gaan sekere dinge eendag voor die groot wit troon, maar jy gaan nooit veroordeel word vir jou sonde nie, want jy's in die genade, jy's in die seën, jy's in Christus, jy's geregverdig deur die geloof. Nou op grond van daai stelling wat hy nou gemaak het, so meer soos wat jy sondig, hoe meer gaan die genade word. Nou dink die mense, maar ons kan sondig net soos ons wil. Nou trek hy, nou begin hy antwoorde, nou begin hy daai stelling antwoord. Nou sê hy, maar wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nou vra hy die vraag, dink julle dit? Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie.
Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou gaan julle sien, hierso is 'n hele paar keer doen dit in hoofstuk 6 en 7, wat die vraagie voorkom, wat sal ons dan sê? Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Romeine 6 vers 3, of weet julle dan nie? Romeine 6 vers 16, weet julle nie dat aan wie? Romeine 7 vers 1, of weet julle nie? Romeine 7 vers 7, wat sal ons dan sê? So Romeine 6 en 7 is baie gemik daarop om sekere stellinge wat hy maak, te beantwoord. Hy maak 'n stelling, en hy kan nie die stelling daar los nie, want dit gaan groot reperkusies hê in die geestelike lewe. Daai stelling is waar, maar dit beteken nie, omdat dit waar is, jy kan in 'n verkeerde lewensrigting gaan nie. Dit gee jou nie 'n lisensie nie. So Romeine 6 en 7 is 2 hoofstukke wat sekere groot en belangrike vrae beantwoord. As jy hulle net uitskuif en jy het jy 'n groot probleem. Nou Romeine 6 is baie gefokus op posisionele waarhede. Wat moet jou gebeur het in Christus? Dis die hoofstuk wat praat van jou totale vereenselwiging met Jesus, in sy dood en in sy opstanding. Romeine 7 het weer te doen met die kant van kondisie. Nou daar's 'n groot verskil tussen posisie en kondisie. Posisie is wie jy is. Kondisie is wat jy is. En daar is bietjie 'n verskil tussen wie jy is en wat jy is. Ek is 'n mens, maar ek is 'n skom. Ek is 'n mens, of ek is 'n voorbeeldige mens. Ek is 'n mens, maar ek is 'n flippend slegte voorbeeld. Die een is posisie, wat jy is. Hierdie ander een is wie jy is en hoe jy is. Meer die klem op hoe jy is. Wie ek is, hoe ek is. Posisie, kondisie. En jy gaan moet daai twee bymekaar kry, want Paulus maak, hy maak sekere stellings in Romeine 6, en dan gaan hy kyk, hy wys die ander kant van Romeine 7, antwoord hy eintlik, hoekom ons met sekere goed sukkel, op grond van die stellinge wat hy in Romeine 6 gemaak het. Ek moet net vir daai agtergrond, anders gaan jy nie verstaan wat dit is wat hy hierso deurgee, en dan gaan ons verder aan met Romeine 8. So kom ons kyk gevindig. Ons gaan heel moontlik 2 sondae moet stil staan by Romeine 7, 6, ek gaan vir julle 'n buis nou lê, en dan van daar gaan ons verder gaan. Ek gaan eers vanoggend Romeine 6 se identifikasiekant verduidelik, want die identifikasiekant is die basis wat hy lê om verder te praat oor wat is die rede dat sonde nie meer oor ons hoef te heers nie, en dat ons oor sonde moet heers. Maar jy kan nie oor sonde heers as jy nie die buis het nie. Jy moet dit eers verstaan en jy moet dit koop. En hierso maak hy die stelling, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie. Hoekom kan ons in die sonde bly nie? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dit wil sê, het julle nog nie die openbaring nie, verstaan julle hierdie ding, is hierdie ding nog nie vir julle oopgebreek nie? Is dit nog nie vir julle helder nie, het die lig nog nie geval nie, het jy nog nie verligting in hierdie area nie? Want dit is veronderstel om 'n geestelike openbaring te wees, wat 'n totale transformasie in jou lewe veroorsaak, wanneer jy dit regtig snap en volgens dit begin lewe. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou in die res van die boek, Romeine 6, gaan jy heeltyd die konsep kry van dood en lewe en opstanding. Dood, lewe, opstanding. Dood, lewe, opstanding, want ons is nie meer in die dood nie, ons is in die lewe. En omdat ons saam met hom lewe, het ons dieselfde heerskappy. Nou kom ons kyk gou, wat wil hy vir hulle hierso sê? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou as jy die woordjie doop hier hoor, dit het niks hier met die waterdoop te doen nie. Baie mense haal hierdie gedeelte aan om oor die waterdoop te praat, hier's niks water hier in nie. Nie eers 'n druppel water nie. Jy kan jou nie hier doop nie. Dit gaan nie oor die doop nie. Dit gaan oor die doping
van jou in die Here Jesus Christus in. Dis 'n geestelike dooping, waarvan die waterdoop net die uiterlike beeld is, waarvan hy eintlik hier praat. Die rede hoekom ons water doop, laat groot doop, is eintlik oor hierdie gedeelte. Dis wat dit simboliseer. Dit simboliseer dat jy saam met Jesus dood is, wanneer jy afsak in hy water, ek is saam met hom dood, ek is saam met hom begrawe, maar ek het ook saam met hom opgestaan. Dis wat die waterdoop simboliseer. Hierdie is waaroor dit eintlik gaan. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus in Jesus ingedoop. Hoor net gou hierso, hoe weet julle dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is? Waarin is ons ingedoop? Waarin? Sê hy hier in die water? Wat sê hy? Lees dit gou. Ek wil hê jy moet dit sien, want ek wil hê jy moet dit duidelik sien en verstaan. Wat in Christus Jesus gedoop is, ons is dus in iemand ingedoop, in 'n persoon in. Ons is in Jesus ingedoop. Nou wat is jy, as jy 'n beskuitjie, as jy jouself laat doop, wat doen jy? Jy plaas jouself in die water. As jy 'n beskuitjie wat jou ouma gebak het, daai nabeskuit en jy doop hom, hoe dip jy hom? Of jy doop hom, jy sit hom in die koffie. Of party morsige varke, vir daai dik peanut butter en dik botterbrode in die koffie. Ek het dit gelaf as ek doen dit nie meer nie. Nee, dit was fantasties, Bongai. Nee, dit het baie vinniger ook gegaan. Nie veel lang te gevat en die projek is klaar. Maar in elk geval, om iets te doop, beteken jy plaas dit in. En dit sê hierso, jy's in Jesus ingeplaas. Dis die kant van identifikasie met hom. Nou hier is Jesus. Jy het al die voorbeeld gesien, maar ek moet dit noem as hele paar nie. Hier is Jesus. Nou die woord sê, ons is in Christus Jesus ingedoop. Hier is ons. Jy's in hom ingedoop, ingeplaas. En dan sê dit, in sy dood gedoop is. Beteken jy saam met hom gedoop? Hy is af in die dood, jy is saam met hom daarin. En dan sê dit nie, ons is dus saam met hom begrawe, so saam met hom dood, ons is saam met hom begrawe, dode opgewek is, ons het ook saam met hom opgestaan in die heerlikheid van die Vader. Dit beteken, hier is ek ingeplaas, gedoop, in Jesus in. Toe Jesus sterwe, toe sterf ek ook. Toe Jesus graf toe, gaan ek saam met hom graf toe. Maar toe Jesus opstaan, toe staan ek saam met hom op. Want jy sien, as ek in Jesus ingedoop is, as ek hierdie spyker deur Jesus druk ek dit deur die ons wat binne is ook. As ek vir Jesus sny, dan sny ek vir ons binnekant ook. As ek vir Jesus middeldeur skeer, dan skeer ek vir ons in die binnekant ook op. As ek vir Jesus opvrommel, dan vrommel ek wat in die binnekant is ook op. So met ander woorde, wat met Jesus gebeur ook met dit wat binne hom geplaas is ook. Dis totale identifikasie met Jesus se dood, sy graf en sy opstanding. Dis bitter belangrik. Ek is dus in hom ingeplaas, beteken die ou mens wie ek was, leef nie meer nie. En dis wat Paulus hier wil oordra aan die res van Romeine 6, ek gaan dit vir u mooi verduidelik. Ek is saam met Jesus dood, ek is saam met hom graf toe, begrawe, maar ek het saam met hom opgestaan, om in 'n nuwe lewe te kan wandel. Maar wat is dit wat saam met Jesus sterwe? Dis 'n geestelike konsep. Kom ek vat die volgende voorbeeldjie. Want ek wil dit graag vir u illustreer, want dit is wat wedergeboorte is. Dit sê hierso in 1 Petrus, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dit praat hierso, you were born again, not from incorruptible seed. From corruptible seed, but from incorruptible seed. Onverganklike saad. Wie is daai onverganklike saad? Dis Jesus. En wat het ons net nou gesê, moet met 'n saadjie gebeur? Hy moet eers sterf en in die grond geplaas word, voordat daar lewe kan kom.
Want jy sien, Jesus is die incorruptible seed, die onverganklike. Dit kan nooit korrup nie, dit kan nooit tot 'n einde kom nie, dis tot in ewigheid. Dis Jesus, hy is die saad van die Vader. Genesis 3 vers 15 sê die volgende, en ek wil dit vir u verduidelik hierso. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hy is hier besig om met die duiwel te praat, na die sondeval. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Skies tog? Hier praat hy van saad, is dit nie? En ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Die duiwel het nasate, maar die vrou het ook nasate. Dit beteken, jy sal hom in die hakskeen byt. Dis pynlik, maar dit was nie dodelik nie. Maar hy sal jou in die kop vermorsel, hy die Satan verpletter aan die kruis. Wat is die saad wat uit die vrou uit voortgekom het, wat sy kop verbrysel het? Dit was Jesus. Maar as hier in die tuin van Eden het daar 'n geboorte plaasgevind in die lewe van die mens, in sy gees. Nie in sy siel nie, in sy gees. Die Adam en Eva was nie gewederbaar nie. Hulle het nog nie die saad van die lewe in hulle gehad nie. Die boom van die lewe verteenwoordig wie in die Bybel? Deur die hele Bybel deur word die boom van die lewe is wie? Dis Jesus, want hy is die bron van lewe. Hy is die incorruptible seed, hy is die onverganklike saad van die Vader. Adam en Eva word voor 'n keuse gestel, om te eet van die boom van die lewe, en julle sal in der ewigheid nooit sterwe nie, en julle sal lewe. Want die saad wat in hulle kom is incorruptible, dis onverganklik. Maar as julle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, sal julle sterwe. Dis die verganklike saad. Maar julle was nie gewederbaar deur onverganklike saad nie, maar deur verganklike saad nie, maar onverganklike saad. Toe Adam en Eva, die voorneme van die Vader was, as Adam en Eva kies vir die boom van die lewe, gaan hy iets van homself in hulle plaas, naamlik sy saad, sy lewe. En daai lewe is sy seun. Dis Jesus in ons, Christ in us, the hope of glory. Dis die saad van die Vader, dis die onverganklike saad. En hulle sou dit ontvang deur om te kies die boom van die lewe, en daar sou 'n geboorte in hulle gees plaasvind. Maar hulle kies verkeerd. Hulle kies die boom van kennis van goed en kwaad. Wat dink julle doen die vyand in die oop ruimte van die mens se gees? Hy plaas sy eie saad daarin. Corruptible seed. Verganklike saad, wat dood na vore bring. Dit is sy natuur. Daarom doen die mens van nature sonde. Jy hoef hom nie sonde te leer nie. Hy gaan dit van nature doen. Want in sy wese is hy corruptible. Hy leer dit by niemand. Jy kan hom in die woestyn plaas, hy kan stoksel alleen wees, hy sal nog steeds sonde doen, want dit is in sy natuur. Daar's iets in sy wese geplaas. Daarom sê Jesus vir die Fariseërs, julle sê julle het Abraham as julle vader, ek sê vir julle, julle die duiwel as julle vader. Want hy weet, en dis die ander rede, Jesus was eintlik die eerste een wat kon sê, God is my Vader. Voor dit was God eintlik niemand se vader nie. Die duiwel was ons vader. Voor wedergeboorte is die duiwel eintlik jou vader. As jy sit met sy saad, met corruptible seed in jou gees, sy natuur, het hy eintlik heerskappy oor jou. Want jy is dan syne. Het jou ouers heerskappy oor jou? Autoriteit oor jou? Terwyl jy in hulle huis is? Ja. Definitief. Maar daai heerskappy verander die moment wanneer die saad verander. Nou wedergeboorte is eintlik die eenvoudigste term wat jy daarvoor kan gee, vir wedergeboorte staan eintlik vir omruiling van natuur. Omruiling van natuur. Wat is dit wat saam met Jesus sterwe? Die moment as jy 'n keuse maak vir die Here Jesus Christus. Kom ek like net gou my siggie. Maar ek het hom nog, hoor. Ek het hom nog. Daai tyd is so 3 metjies op 'n slag gevat. Ek gaan nie nou nonsens praat. Sien julle hier's vieslike wurms, swart, die corruptible seed, die verganklike saad van die Satan is in hierdie gees. Wedergeboorte is wanneer die oue word uitgehaal. Dit word in Jesus ingeplaas.
dit sterf saam met Jesus, dit gaan saam met Jesus graf toe, om nie weer op te staan nie. Maar Jesus word in my geplaas, as die nuwe lewe. Wedergeboorte is 'n omruiling van natuur. Corruptible seed sterf saam met Jesus, uitgehaal, dis die ou mens wie ek was. Jesus word ingeplaas, nou het ek lewe in my gees. Nou is die duiwel nie meer my vader nie, maar God is my vader. Daar is 'n nuwe vorm van heerskappy oor my lewe. En hierdie is wedergeboorte. Dis die kant van totale vereenselwing met Jesus. En dis die mooi ding van die kruis. As jy dink hoe dit uitgebeeld word. Toe nadat Jesus gegeesel is en fyne flenters geslaan is, toe staan Kajafas daar, en hy bring vir Jesus uit en hy sê vir die mense, aanskou die mens. Wat hy eintlik daar doen is aanskou die mens, hy sê, kyk hoe lyk die mens in sy sondige toestand. Flenters, uitmekaar. En hy sê, aanskou die mens. En daar gaan Jesus graf toe. Uitbeelding van u en my, in ons toestand, waar die Satan, ons vader is. Maar toe Jesus uit die dode uit opstaan, toe lyk hy nie so nie. Toe lyk hy so. En jy sien as Jesus, as jy tot wedergeboorte kom, jy kom tot totale oorgawe in die Here Jesus Christus en geloof, is daar iets wat in jou gees plaasvind. Die ou mens wie jy was, onder die heerskappy van die sonde, met die Satan as jou vader, sterf saam met Jesus, gaan saam met Jesus graf toe, maar Jesus staan in jou op, en nou kan jy in 'n nuwe lewe wandel. En hier is waar die proses nou verder verduidelik word in Romeine 6 en 7, want dit is nie so 'n maklike proses nie. Nou wil ek net vinnig vir jy sê, want party mense sal sê, maar dit maak nie vir my sin nie, hoe kan ek 'n Satans natuur in my? Sê gou vir my, het jy emosies? Sê jy nou en dan, joh, maar ek is hartseer in my hart. Nou wys gou vir my daai hartseer in jou hart, ek wil dit sien. Jy kan dit nie sien nie, maar is daar. Jy bestaan uit 3 dele, gees, 'n siel en 'n liggaam. Wedergeboorte het in jou gees plaasgevind, nie in jou siel nie. It happened in your spirit, not in your soul. Die siel is die beheersentrum van die lewe. Nou sien jy wat gebeur is met 'n mens, en dis waar vernuwing plaasvind. Aanskou soos in 'n spieël die heerlikheid van die Vader, en word verander van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou waar vind daai verander van heerlikheid tot heerlikheid plaas? Nie in jou gees nie. Hier is jy perfek, hier is jy geregverdig, hier is jy volkome, hier is jy incorruptible, hier is Jesus in jou. Maar weet jy wat het gebeur? As jy op die ouderdom van 30 jaar tot redding kom, tot wedergeboorte, beteken dit jy het vir 30 jaar lang met 'n sondagsnatuur in jou gees gelewe, wat jou siel op 'n sekere manier geprogrammeer het, om op 'n sekere manier te wees hoe jy is. Daai hoe jy is, kom van wat eintlik in jou gees was. 'n Sondagsnatuur wat jou siel geprogrammeer het, om te wees hoe jy nou is. Nou vind wedergeboorte kragdadig op 'n een moment in tyd. Dis nie 'n wedergeboorte is nie 'n prosesie, dis 'n eenmalige proses. Jy vind 'n geboorte plaas, jy's kind van God, Christus is in jou. Maar jou siel moet nog geherprogrammeer word. Dis waar die vernuwing plaasvind. Nou moet jou siel begin lyk soos dit wat in jou gees aan die gang is. Want hy het al die jare gelyk soos dit wat in jou gees aan die gang was. Met ons lewe met 'n sondagsnatuur, geherprogrammeer. En daarom moet jy aan die spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Wat aanskou jy in daai spieël? Jy sien Christus in jou, want dis die waarheid oor wie jy is. Dis wie jy is. Ek is Christus in my, en ek in Christus, ek is nou kind van die Vader. Daar's lewe in my, daar's nuwe heerskappy oor my, daar's nuwe krag oor my. En hoe meer jy aanskou en die waarheid van jouself aanvaar, maar die ou mens wie jy was is dood, dis nie meer ekie, jy aanskou die nuwe. En hoe meer jy aanskou, word jy verander na dieselfde beeld as wat jy in die spieël sien, en dis Christus in jou, van heerlikheid tot heerlikheid, en so word die siel vernuwe, van heerlikheid tot heerlikheid, en begin Jesus in jou gestalte kry. Weet jy wat gebeur jy eintlik? Jy begin eintlik wys wat in jou gees gebeur het.
As die mense Jesus in jou begin sien, dit beteken hulle begin eintlik sien wat in jou gees plaasgevind het, want jou gees begin afdruk op jou siel. Daar begin hulle Jesus in jou sien. Jy begin doen soos Jesus, jy begin praat soos Jesus, jy begin voel soos Jesus. Dis vernuwing in jou siel, maar dit is 'n proses. Iets 'n proses, dis nie 'n eenmalige ding nie. Wedergeboorte is eenmalig, 'n omruiling van natuur. Jesus se lewe in jou. En weet jy, dan kom doen Jesus in jou wat eintlik sy oorspronklike plan in die tuin was, in die lewe van Adam en Eva. Hy wou hulle moes die lewe kies, hy wou iets van homself in die oomryk van hulle gees plaas, naamlik sy natuur, wat sy seun is, dis Christus in ons, en ons sou kinders van God wees. Dis 'n baie interessante stelling wat Paulus maak in Romeine 8:29. En hierdie is die groot misterie. Paulus praat van my evangelie, die evangelie van die misterie. Because it was kept a mystery. Niemand het geweet. Nie eers die engele in die hemel het geweet, dit is wat God beplan nie. Dit was 'n misterie, daar was 'n wyl oor. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Hierdie is 'n belangrike stelling. Sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Jesus was die eerste vleesmens, gebore, met die lewe van God in hom. Daar was nog nooit een soos hy voor hom nie. Hy was die eerste mens, gebore met die lewe van God in hom, wat God werklik volgens natuur kan noem, God is my Vader, want sy lewe is in my, ek kom uit hom uit. Ek is uit hom gebore. Maar dan sê dit, maar hy sal die eersgeborene, hy was die eerste van sy soort. He was the first of his kind, flesh man, with the life of God in him. Daar was nog nooit een soos hy voor hom nie, maar na hom sou daar baie wees soos hy. Hy was die eersgeborene van baie broeders, want daarna, die moment as jy na Jesus toe kom, en jy kom tot geloof in hom, raak jy die tweede en die derde en die vierde en die vyfde, daar was omtrent so na Pinksterdag, so 3000 broeders bygekom. Vleesmense met die lewe van God in hulle. Soort van sy soort. Kind of his kind. Flesh, but Christ in you. Hy was die eerste geborene van sy soort, maar hy is ook nou soort van sy soort. Vleesmens met die lewe van God in ons. Die probleem is, daai waarheid moet 'n openbaring raak. Net soos, kom ek los, gaan nie nou verder gaan nie, anders gaan ek nou begin krap aan die volgende gedeelte waaroor ek praat. Baie belangrike gedeelte rondom, dit wat oor jou geheers het in die dood, en dit wat nou oor jou moet heers in die lewe. En dan die struggle in hierdie hele proses beelde uit in Romeine 7. Want jy kan nou al hierdie goed hoor, maar jy struggle nog steeds, is dit nie? Dis wat hy uitbeeld in Romeine 7, want Paulus wat daar sê, ek struggle nie meer. Maar daar is sekere waarhede wat jy gaan moet vat, en dit gaan in jou siel moet geprogrammeer word. Ok, kom ons blaas die lig uit. Daar is u nou verby. Maak dit vir u sin? Het jy enige vrae?